Vandag, Jesus nooi ons om na hom toe te kom. Hy nooi ons om nie net by hom te wees nie, maar by hom te leer. Hoe om te doen wat hy gedoen het. Hy demonstreer deur sy lewe hoe 'n lewe van liefde, diens en gehoorsaamheid lyk. Hierdie uitnodiging is nie net vir spesiale mense bedoel nie, dit is 'n oproep aan elke gelowige om aktief deel te neem aan God se werk in die wêreld. Om te doen wat Jesus gedoen het, is nie net 'n uitdaging nie, maar 'n geleentheid om betekenis en vervulling in ons eie lewe te vind. Deur 'n rule of life kan ons bewus begin word op 'n manier wat ons toelaat om Jesus se voorbeeld te kan volg. Lees saam met my Johannes 13, vers 15 tot 17. Ek het vir julle 'n voorbeeld gestel, en soos ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen. Dit verseker ek julle, 'n slaaf is nie belangriker as sy eienaar nie, en 'n gesant ook nie belangriker as die een wat hom gestuur het nie. Julle weet dit nou. Gelukkig is julle as julle dit ook doen. Jesus maak in hierdie gedeelte die punt dat wat hy gedoen het ook vir ons doenbaar is. Hy het mens geword, nie om bewonder te word nie, maar vir ons om te leer hoe om self ook mens te wees. Dit help nie ons weet wat Jesus geleer het nie, ons is geroep om te doen wat ons leermeester gedoen het. Uit Jesus se doen en late kan ons 'n paar patrone optel. Jesus het die perfekte voorbeeld van diens gestel. Ons lees in Johannes hoe hy sy disippels se voete gewas het, en hierdie daad van nederigheid wys ons dat ware grootheid in die koninkryk van God gevind kan word in diensbaarheid. Wanneer ons 'n rule of life opstel wat diens insluit, maak ons 'n doelbewuste keuse om ander eerste te stel en 'n houding van nederigheid en omgee te kweek. Voete was 'n gewone handeling wat deel van die normale sosiale opset van daardie tyd was. Ons was nie vandag voete nie, maar daar is diensgeleenthede wat ook reg rondom ons in die normale sosiale opset te vind is. Kom ons maak ons oop vir sulke praktiese diensoomblikke. Ons dink baie keer dat sekere werkies benede ons is. Dis juis in daardie werkies wat ons iets het om oor nederigheid te leer en 'n uitnodiging van Jesus kry om nederigheid en diens in te oefen. Jesus se lewe was gekenmerk deur sy volledige gehoorsaamheid aan die Vader. Hierdie gehoorsaamheid was nie altyd maklik nie, maar hy was gewillig om selfs die kruis te verduur, omdat hy geweet het, dit was die Vader se wil. 'n Rule of life wat gehoorsaamheid insluit, help ons om ook te leer hoe om sensitief te wees vir God se leiding in ons lewe. As ons gehoorsaam aan God leef, mag dit ons lei om moeilike keuses te maak. Hierdie gehoorsaamheid bring egter 'n diepe vreugde, omdat dit ons in lyn bring met God se plan vir ons lewe. Wat dit prakties beteken is, dat ons 'n pouse kan begin beoefen. Voordat ons belangrike keuses maak, kan ons stop en bid en vra, Here, moet ons ja sê vir hierdie of moet ons nee sê vir hierdie? As ons 'n moeilike e-pos kry en ons weet nie regtig hoe om te beantwoord nie, kan ons 'n pouse beoefen en eers bid en vra, Here, gee my die leiding, wys my u wil, hoe kan ek gehoorsaam wees aan u in die manier waarop ek hierdie moeilike e-pos beantwoord. Liefde was die kern van alles wat Jesus gedoen het. Hy het mense liefgehad op 'n manier wat verandering gebring het in hulle lewe. En hy roep ons om dieselfde tipe liefde te beoefen. 'n Rule of life stel ons in staat om liefdespraktyke bewustelik in die alledaagse lewe in te bou.
Dit kan vergifnis insluit, waar ons doelbewus nie daai wrok met ons saamdra nie, maar wat ons kies om sommer dadelik die pad van vergifnis met iemand te begin stap in gesprek met God. Dit kan beteken dat ons gasvryheid oefen, dat ons mense innooi in ons spasie in. Of dit kan net die manier hoe ons met mense praat verander. Dat ons met hulle dinge sê wat goed en opbouend en tot seën is. Hierdie oefeninge help ons om liefde nie net as 'n gevoel te sien nie, maar as 'n daad wat sigbaar is in hoe ons lewens leef. Dalk kan jy die Here vra om vir jou te wys in watter verhouding in jou lewe moet jy tans oefen om lief te hê, soos wat Jesus lief gehad het. Dalk is jy uitstekend daarin om ander onvoorwaardelik lief te hê, maar jy vroeg om jouself lief te hê en ander se liefde te ontvang. Vra die Here om jou te help om ook te groei in jou kapasiteit om liefde te ontvang. Om te doen wat Jesus gedoen het, bring betekenis en mooiheid na ons lewe toe. Dit is in hierdie aktiewe gehoorsaamheid en in diens dat ons nie net ander se lewens aanraak nie, maar ons eie lewe ook verdiep. Ons word al hoe meer wie God sê ons is. Kom ons vra Jesus om ons te help om te doen soos hy gedoen het. Here, help ons om met 'n gebed in die hart te leef, waar ons voortdurend vra wat U sou doen, en mag daardie antwoord die manier hoe ons dinge doen vorm. Amen.